Môre? Right, nou is almal hier so. Dis lekker om by julle te wees, alle eer aan die Here. Onthou ons het Vrydag aand begin vir nuwe wat daar was, en wat ons gesê het, onthou, die ou Afrikaner gesegde was, jy kan nie jou familie kies nie, jy kan net jou vriende kies. So guess what, ons sit met mekaar in alle ewigheid. Want ons is familie in Christus, so ons het mekaar in alle ewigheid. Amen. So, maar dit is daai ding, daar is hy. So, dankie. Jy sien, hy werk mooi. Jy moet ook sien, ek kry. Weer aanstuur. Hy werk nogal lekker. Vir die van julle wat nie weet nie, want ek wil onder andere, die van julle wat nie in die naweek was nie, vir die jong mense wat weet van QR codes, is QR-kodes. Nee, is 'n QR-code. So, kan jy maar net daar gaan die ding lees, of jy kan na die tyd vir my of vir Pieter of vir Len vra. Ons het ook 'n app wat jy op jou foon kan aflaai. So al die lesings wat ek die naweek hanteer het, is ook op die app. So Vrydag aand begin met kultuur, godsdienst en verhouding. Ons het gisteroggend met mekaar gepraat oor spesifiek, wat het ons oor gepraat? Gits, dit was al so lang terug, ek kan omtrent nie eens meer onthou nie. Behalve? Okay, daar was 'n paar instaan. Die tabernakel van Moses en die drie-eenheid van God, en toe gisterand het ons gepraat oor Christen, wees versigtig vir AI. Want AI is besig om die wêreld oor te vat en ons Christene word gevang met die goed en dit is nie gees en waarheid nie. Ek het nou vir Brian gesê wat ons hier ervaar, dit is worship en gees en waarheid. En die ouens wat AI gospel musiek doen is nie gees en waarheid nie, maar dis nie die gees van God agter dit nie. Dit is Satan wat daai goed gebruik en nou dink ons dis gospel, maar dis nie gospel nie, dis artificial worship. Dis kunsmatige worship. Hierdie is ware worship in gees en in waarheid. So, en dis waaroor dit gaan, ons moet baie versigtig wees, die vyand probeer ons vang. Maar vanoggend gaan ons bietjie met mekaar gesels oor, word kragtig in die Here. Want ons moet een ding verstaan, my broer, my suster, in hierdie tye waarin ek en jy leef, ons lewe in interessante tye, maar ons lewe nie in maklike tye. Die vyand probeer sy bes om ons moeg en moedeloos te maak in hierdie tye waarin ons leef. So ons moet besef, ek en jy moet weet waar ons krag kry. Ek hierdie ding af, dis besig om wegloop vir my hierdie kant. Kom ek sit hom hier so. Right, dis beter. Dink hy? Dit lyk die sagter waarder, moet ek hom verder vat of reg, thanks Andre. Word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Nou ek begin altyd met hierdie vers in 2 Korintiërs 1 vers 13 wat sê, want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie. En ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. Nou mense, toe die Heilige Gees die eerste keer daai vers my opgebreek het, dat ek my Bybel op 'n totale nuwe manier begin lees. Want tot op daardie stadium was ek geleer in die kerk, en ek kom uit die NG Kerk uit, dat jy weet, jy moet net jou Bybel reg interpreteer. En wie sê vir jou Bybel se interpretasie is reg? Wie sê vir jou sy interpretasie is nie reg nie? Waar interpretasie is nie reg nie? Waar staan dit? Daar staan, lees wat daar staan en verstaan wat daar staan. En dan uit die aard van die saak moet ek begin doen wat daar staan. Want in Lukas 6:46 sê Jesus, wat noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie. Nou dis die les wat ek moes leer, dat ek moes begin doen wat die woord sê. So net so gaan ons vandag lees wat die woord sê oor word kragtig in die Here. En jy gaan sien, ons kan verstaan wat daar staan, net soos wat dit daar staan. Is nie moeilik nie, ons hoef niks snaaks te probeer verdraai nie, lees net wat daar staan. Want in Matteus 22 vers 29 het Jesus gesê, julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie. En ek sê altyd vir mense, daai was my probleem. Vir 36 jaar van my lewe tot en met 27 jaar terug, toe ek 'n persoonlike ontmoeting met Jesus Christus gehad het by 'n mannekamp, dus ek het gedwaal. Ek was ouderlik in die kerk, maar ek het gedwaal. Ek het agter dwaalleringe aangegaan, ek het dwaalweë gegaan, ek was mislei. Hoekom? Want ek het die skrifte nie geken nie. En hoekom het ek die skrifte nie geken nie? Want ek het nie die skrywer van die skrifte geken nie. En eers, toe ek in 'n persoonlike ontmoeting met Jesus Christus gehad het, 'n persoonlike verhouding met hom ingegaan het, vir hom gevra het om hierdie boek vir my oop te breek, deur sy Heilige Gees, dit self begin lees het. Kan jy sien hoe lyk my Bybel? Ja, jy kan maar nie so 'n Bybel krap nie, kan jy? Ek nie so, jy beter. Want die woord sê ook vir ons, baie duidelik, ons moet elke dag ons skrifte ondersoek. Ondersoek beteken nie om 2 teksversies te lees net voordat jy in die slaap raak nie. Dis nie 'n Bybel ondersoek nie. En iemand het eendag ook mooi vir my gesê dat die Engelse woord Bible staan vir Basic Instructions Before Leaving Earth. So hoekom lees jy nie jou Basic Instructions Before You Leave Earth? Want jy sien, hier is die handboek vir die lewe. En daarom moet ek hom bestudeer. So jy 'n handboek op skool of 'n handboek op universiteit sou bestudeer het. En jy highlight en jy onderstreep en jy maak vir jou aantekeninge. Want jy weet, ek en Heidag was daar ook 'n koppel by my wat ons oor hierdie selfde ding gepraat het. En ek sê vir hulle, kyk wel ek hierdie Bybel van my.
Ek sê, maar kom ek wys vir jou my ander ene. En ek haal hom daai uit my rak uit, want ek het hom nou nog. Die eerste Bybel wat my ma vir my gekoop het, was Desember 1970. Toe was ek 6 jaar oud. Toe my ma vir my daai Bybel gegee. En ek maak hom oop. Wat gaan aan hom aan? Niks. Jy sien, want ek het daai jare so 'n papiertjie bo op my Bybel gehad, waarop gestaan het, die reëls van die Bybel. En die eerste ene was, hierdie is 'n heilige boek. Jy mag nie hard praat as jy by hom verbyloop nie. Jy mag nie vinnig by hom verby hardloop nie. Jy mag nie 'n glas op hom neersit nie, jy mag ook nie 'n koppie op hom neersit nie, want dis 'n heilige boek. So heilig ek hom nooit opgemaak het. Jy sien, dis die probleem gewees. Want ons het nie geleer, dis 'n handboek van die lewe nie. Wat ek jy self moet bestudeer. Want hoe meer tyd ek spandeer met die woord van God en die God van die woord, hoe meer leer ken ek die krag van God. Jy sien, dit moet wegkom uit kopkennis uit. Dit moet skuif. Iemand het een keer vir my gesê, jy weet Jan, is net 'n 30 cm skuif. Dis van hier af tot hier. Dis uit jou kop uit tot in jou gees. Jy moet dit verstaan. En as ek nie hierdie goed geestelik begin vat nie, gaan die vyand met my woer speel, want hy ken hierdie boek beter as ek nie. Satan ken die boek so goed, hy quoteer hom vir Jesus Christus. So die vermetelheid om God se woord vir God te quoteer. So wat jy dink, hy sal nie teen my en jou gebruik nie. En daarom moet ons skrifte ken, mense. Nou goed, Efesiërs 6 vers 10. Eindelik my broeders en natuurlik my susters ook, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. En sien, dan kom mense vir my, dan sê hulle vir my, Tiaan, ja, maar ek probeer hard hoor. Ek probeer hard om al hoe meer te doen en so aan. Sê ek, probeer dit in jou krag doen? Want in jou krag gaan jy nêrens kom nie. In jou krag gaan die vyand vir jou vernietig. Nee, daar staan word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Maar weet julle wat is die probleem met baie van die goed daar buite wat ons deesdae noem die New Apostolic Reformation? Die New Apostolic Reformation is al hierdie mega kerke daar buite wat sê die ampt van die apostel en die profeet moet herstel word in hierdie eindtye. Dis nie skrif nie. Dis nie skrif nie. Maar die probleem nou daar is die volgende. Nou kom daai ou wat homself nou profeet of apostel noem na jou toe en hy sê vir jou iets. En nou kom daai ding nie uit nie. Weet jy wat sê hy dan vir jou? Ja, hy sien, jy het nie sterk genoeg geglo nie. Jy het nie hard genoeg geglo nie. Jou geloof is die probleem. Nee, sy leuns is die probleem. Sy leuns is die probleem. Want jy sien om vir my te sê, ek het nie hard genoeg geglo nie, terwyl my Jesus sê ek moet geloof soos 'n mosterdsaadjie. Dis nie baie groot nie, maar. Dis nie baie groot nie. So oppas vir daai tipe leuen wat baie predikers daar buite mense mee vang. Hulle sê goed vir mense, dan kom dit wat hulle gesê het nie uit nie. En dan begin ek nou skuldig voel, want ek het nie hard genoeg geglo nie. Ek het nie my geloof geaktiveer nie. Ja, die vyand vang vir ons met daai tipe van goeders. Word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Dit is interessant. En as jy kyk na die paar woorde, die kragtig in die Here en die krag van sy sterkte. Kragtig, krag en sterkte in Grieks. Kragtig en dynamo. Dit beteken to empower, enable, be or make strong. Met ander woorde in Afrikaans, wees sterk of bekragtig in die krag, kratos, dominion, met ander woorde autoriteit van sy sterkte. Sterkte is goed, ability, power or strength, met ander woorde ook sy bekwaamheid. So eintlik my broeders, word bekragtig of wees sterk in die autoriteit van God se bekwaamheid in jou lewe. Dis in sy bekwaamheid wat jy dit goed doen, nie in jou nie. Dis in sy autoriteit wat jy dit goed doen, nie in jou nie. Want baie mense wil sommer met die vyand beklei en sê, ag Satan, ek sê vir jou, gaan weg. Ag, hy lag vir jou, man. Hy lag vir jou. Maar dis nie in jou krag of in jou bekwaamheid wat jy moet doen, jy moet vir hom sê, Satan, in die naam van Jesus Christus, beveel ek vir jou. En hy sal van jou wegvlug, sê Jakobus 4 vers 7. Ja, maar Jan, ek het dit probeer, te werk het nie. Hoeveel keer jy dit probeer? Ag ja, so 2-3 keer, jy sien, daar is jou probleem. Want my Bybel sê in 1 Tessalonisense 5 vers 17, bid sonder ophou. Wat doen ons Christene? Ons hou op. Daar is ons probleem. Jy weet, weer eens, ek het Vrydag aand ook gesê, ons ouens wat net baie hare oor het nie. Want ons was many moons ago, was ons in die army. En in die army het ons ook geleer, as die vyand 20 keer op jou skiet, skiet jy nie net 2 keer terug nie. Jy sit jou geweer op automatic en jy skiet 40 keer terug. Of jy is dood. Nou raai wat? Nou kom die vyand. En hy skiet hier.
The battlefield is in the mind. En hy skiet al 100 keer op 'n dag met allerlei gedagtes van minderwaardigheid, mislukking, vrees, zwaarmoedigheid, moedeloosheid, twyfel, ongeloof. En wat doen ons Christene? Ons skiet so 1 keer terug met 'n gebedjie, ons skiet so 2 keer terug met 'n gebedjie. Hier by die 3de keer sê ons, ag, dit lyk nie vir werking, kom ek los dit maar. Ja, exactly. Hy het al 100 keer geskiet, jy 3 keer terug geskiet. Raai wie's dood. Jy's aan flardes, man. Hy skiet vir ons aan flardes. Wat ons hou op. Ons is ongehoorsaam aan die woord, my broer en my suster. Weet jy hoekom? Want ek wil dit in my krag doen. Want ek het nou gehoor, ek moet my geloof sterker aktiveer. So ek begin nader aan skreeu op die Bybel. Dit help ook niks. Nou help rarig ook niks. Jesus het nooit op 'n demoon geskreeu nie. Hy het hulle met 'n woord uitgestuur. Nou ek is eendag by 'n mannekamp. En dit was rarig, dit het hierdie ding vir my bevestig die dag. Ek is by die saal gewees waar ek gepraat het en ek stap so om die hoek en ek hoor 'n geskreeu. En ek loop so om die hoek en hier is 3 manne besig met nog 'n man. En die ene het die ou hier in hierdie arm beet, en die ene het die ou hier in hierdie arm beet, en die ene het sy mond so besig om hom oop te trek, en die derde ou skreeu hier sy keelgat af, kom uit in die naam van Jesus Christus. Ek sê, broers, wat maak jy? Ja, maar hierdie ding moet uitkom. Ek sê vir hom, hy moet, ek sê, okay, jy sê vir hom, sê jy. Ek gaan vir jou lag, man. Ek gaan vir jou lag. Jesus het nooit op 'n demoon geskreeu nie. Jy probeer dit in jou sterkte doen. Maar dit klink nou weer so reg, maar want ek sê vir hom in die naam van Jesus. Nee, ek sê vir hom, onthou nou mooi, luister nou mooi na klemverskywing. Ek sê vir jou in die naam van Jesus, jy moet uitgaan. En ek sê vir jou, in die naam van Jesus om uit te gaan. Jy nie klem hoor. Jy nie klem hoor. Een is ek, en een is in die naam van Jesus. So ons moet die hele tyd daai ding onderskei. Word kragtig in die Here, wees sterk of word bekragtig of wees bekragtig in die autoriteit van sy krag, sy sterkte, sy bekwaamheid wat hy in ons plaas. Want 2 Korintiërs 3 vers 5 sê. Nou dis 'n interessante ding mense, ek wil ook met jou deel. Ek het 'n hele boekie daar agter wat ek geskryf het oor dit. Dit is ook op die app, die boekie is daar en ek het ook 'n lesing oor ons gedagtes in die Bybel. Want jy sien ons het almal groot geword met die siening dat ons gedagtes kom van een van 3 plekke af. Of van God af, of uit myself uit, of in die duiwel af. Maar dis nie waar nie. Want hierdie boek sê, in 2 Korintiërs 3 vers 5, 2 plus 3 is gelyk aan 5, 2 Korintiërs 3 vers 5, sê, nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets as uit onsself te bedink nie. Oh goodness. Maar ons bekwaamheid is uit God uit. So wat sê die vers vir my? Ek kan geen gedagtes van my eie genereer nie. My gedagtes kom van een van 2 plekke af. Of van God af, of van die duiwel af. Al wat ek en jy is 'n vrye wilskeuse om te kies watter een vat ek en watter een los ek. Want 2 Korintiërs 10 vers 5 sê ek moet elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. My sien Satan weet ons ken nie die Bybel nie. En hy ken hom. So hy weet wat sê 2 Korintiërs 3 vers 5. En 2 Korintiërs 3 vers 5 sê my bekwaamheid is uit God uit. Wat beteken dit? Dit beteken my bekwame gedagtes kom van die Here af. Wat is 'n bekwame gedagte? Staan op gewerk, jou vrou en jou kinders het kos en klere nodig. Dis 'n bekwame gedagte, van wie af kom hy? Van God af. Of jy lê by bed, dan kom 'n gedagte en sê, ja, 'n bietjie van ma bel en hoor hoe gaan dit met haar. Bekwame gedagte, hoekom? Eer jou vader en jou moeder. Dis 'n bekwame gedagte, van wie af kom hy? Van God af. Of jy is by die werk besig. Man en jy sukkel, as 'n engine met julle probeer insit in 'n ding, jy's 'n mechanic, maar hierdie ding, hy wil net nie vandag in nie. Nou hoe, en ons draai hom so, en skielik is daar hierdie ping. Jy weet daai lightbulb moments wat ons altyd van praat. Van, maar draai hom net so, en druk hom bietjie af. En jy draai hom so, en druk hom bietjie af, en kom, gaan hy. Wow, is ek nou chuffed met myself, omdat ek nou hierdie ding so mooi uitgewerk het. Was nie jy nie. Dit was 'n bekwame gedagte van God af. Maar wat doen ons? In steede daarvan om hom die eer te gee, dankie Here vir hierdie bekwaamheid wat jy so pas in my geplaas het, om hierdie engine reg in te sit, of 'n plan te teken, of 'n bemarkingsplan uit te werk, of wat ook al, vat ek daai erkenning vir myself. Nou Satan weet hierdie. So wat hy nou doen is, Satan kom sit nie gedagte in jou kop in die 3de persoon nie. Satan sit nie gedagte in jou kop wat sê, Jan van der Merwe, jy's 'n mislukking as 'n pa. Sannie van der Merwe, jy's nou 'n goeie ma vir jou kinders nie. Want dan gaan jy mos weet dis nie jou gedagtes nie. So wat doen hy? Hy sit die gedagte in jou kop in die 1ste persoon. En daai gedagte kom in jou kop en hy klink so, ek is 'n mislukking as 'n pa. Ek is nie 'n goeie ma vir my kinders nie.
ek sal seker nooit nêrens kom in die lewe nie. Nou dink jy, dis jou gedagtes. Want ons dwaal omdat ons die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. So wat gebeur? Nou begin ek myself vir die kop slaan. Hoekom kan ek nie ophou met die gedagtes oor myself te dink nie? Is nie jy nie. Hou op dwaal. Kom ons lees wat die Bybel sê. En kom ons verstaan wat daar staan, net soos wat dit daar staan. En daarom, wat moet ek in daai oomblikke doen? Jakobus 4 vers 7. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle al wegvlug. So hoor mooi, ek sal dit vir mense, dit is graad 1 wiskunde. 1 plus 2 is gelyk aan 3. Onderwerp julle aan God, voorwaar. Wat beteken dit? Gee jou lewe vir Here. Begin hierdie boek bestudeer. Begin doen wat hier staan. Dis onderwerp jou aan God. Dis die voorwaarde. Dan is daar 'n opdrag, en die opdrag is, weerstaan die duiwel. En dan is daar 'n belofte, en die belofte is dan hy sal van jou wegvlug. Maar die punt is, my broer en suster, hierdie belofte gaan nie uitkom voordat nie 1 plus 2 doen nie. Of weet jy wat doen baie kerke nou? Nee man, los die duiwel uit, dan gaan hy jou uitlos. Maar nou nie die duiwel agter elke bos gaan soek nie. Maar nou nie so duiwel gesentreerd wees. So guess what? Nou roer die ding my. En nou bid ek, Here help, Here help. Raai wat, 1 plus 1 is nie 3 nie. 1 plus 2 is 3. So hoe weerstaan ek die duiwel? Soos Jesus dit gedoen het, my broer en suster. Jesus het nooit 'n demoon weggedink nie. Hy het hulle almal met die mond aangespreek. So jy moet jou mond oopmaak, maar ek herhaal, jy skree nie op hom. Jy sê net vir hom, in die naam van Jesus, uit my lewe uit. Want, hoekom moet ek my mond oopmaak? Ag, kom ek deel met jou 'n stukkie. Want, Satan kan nie die mense gedagtes lees nie. Jy het dit geweet? Maar waar staan dit? Staan ergens in die Bybel dat Satan kan nie die mense gedagtes lees nie. Maar hoe weet ek dit dan? Wel, dat is 'n baie goeie voorbeeld in die Bybel. En ek gaan hom vanoggend vir jou gee, want dalk help dit jou. Daniël 2. Daniël 2. Koning Nebukadnesar het 'n droom. En in die 2de jaar van die regering van koning Nebukadnesar het Nebukadnesar 'n droom gehad, sodat sy gees onrustig geword het en dit in sy slaap gedaan was. Toe het die koning bevel gegee om die geleerdes en die besweerders en die towenaars en die galdeërs te roep, om vir die koning sy droom uit te lê. Toe hulle kom voor die koning gaan staan, hoor nou mooi wat sê die koning. Sê die koning vir hulle, ek het 'n droom gehad en my gees is onrustig om die droom te verstaan. Hy sê ek het my droom vergeet nie. Hy sê ek is onrustig, ek weet wat ek gedroom het. My gees is onrustig om die droom te verstaan. Toe sê die galdeërs, toe spreek die galdeërs met die koning in Aramees en sê, mag die koning vir altyd lewe, vertel u dienaars die droom en ons sal vir u die uitleg gee. Met ander woorde, hy weet wat hy gedroom het. Nou my broer en suster, nou moet jy vanoggend verstaan. As Satan die mens se gedagtes kon lees, sou hy daai dag koning Nebukadnesar se gedagtes kon lees. Hy sou gesien het die koning het gedroom van 'n beeld met 'n kop van goud en 'n bors van silwer en af tot by die voete van yster en klei. En hy sou vir die galdeërs gaan sê vir die koning sy droom was dit en beteken ABC. Maar Satan kan nie ons gedagtes lees. Amen. Daarom moes God die uitleg gee van die droom. Daarom het God vir Daniël al gesê, dit was die koning se droom, dis wat dit beteken. Maar die koning het geweet wat hy gedroom het. En daarom weet ons, Satan kan nie ons gedagtes lees nie. Maar wat hy doen is, hy ken die menslike natuur al 6000 jaar lang. So hy sit 'n gedagte in my kop wat sê, ek is 'n mislukking, ek sal seker nêrens in die lewe kom en maak jou skouertjies so. Dan sê ek het hom, pomp hom met nog gedagtes. Sit nog negatiewe gedagtes in haar kop. Sit nog negatiewe tot hy die sneller trek. Kom. En daar is nog 'n profeet van die nasies uit Satan se pad uit. Want dis wat hy wil doen. So ons moet dit besef mense, as ek dit begin verstaan, dan verstaan ek my bekwame gedagtes kom van God af. En die res wat my afbreek, negatief maak, dis nou juist. Jy weet, solank as ek nog gewonder het, ja, is hierdie gedagte nou van my af? Is dit nou vir die Here af? Is dit nou vir die duiwel af? Is dit confusing? Maar die oomblik as ek besef, het kan net van een van twee plekke afkom, raak het makliker. In die eenvoudige rede dat, sou God 'n gedagte in my kop sit wat sê ek sou mislukking? Nee, want sy woord sê ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat my liefhet. Raai, so God sou nie so gedagte in my kop sit. Kan dit ek wees? Nee, nie volgens 2 Korintiërs 3 vers 5 nie. Wie bly oor? Vader van die leuns. Wat wil ek met hom doen? Onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel, hy sal van jou wegvlug. So, sou God 'n gedagte in my kop sit wat my bang maak? Sou God 'n gedagte in my kop sit wat my twyfel gee? Of my minderwaardig laat voel, of soos 'n mislukking laat voel, of laat voel, my geloof is nie sterk genoeg nie. Nee, dis nie God nie. Want God sê, jy het geloof soos 'n mosterdsaadjie daar. En dan is dit verder in die Here se hande. Maar kom ons gaan aan.
Vers 11 en 12 sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van die eeu, teen die bose geeste in die lig. Sien my broer, my suster, ek en jy's in 'n oorlog. En daar's 'n hele weermag wat teen ons kom. Owerhede, wêreldheersers, kragte, magte en die bose geeste. Dis soos generaals, kapteins, luitenante, sersante en troepe wat die vyand teen ons stuur. En ons het gesegde daar buite, as jy in die bevrydingsbediening is en jy begin vir mense bid vir bevryding, of nie noodwendig die bevrydingsbediening, ons is almal in die bevrydingsbediening, want die woord sê gaan dryf die duiwels uit. Wanneer jy dit begin doen, dan het ons gesegde, ons noem dit 'n new level, 'n new devil. Jy sien, maar na die mate wat jy al hoe sterker groei in die Here, na daai mate stuur Satan groter goed teen jou. So wat? Hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Ek lewe nie meer nie, maar Christus leef in my. Wie's in my? Die skepper van hemel en aarde. So kan nie 'n saak wat hierdie ou teen my stuur nie. Hy wat in my is nog steeds groter as dit. Nog steeds groter as dit. Maar ons moet besef, ons moet kan staande bly teen die liste van die duiwel. Want hy's skelm, hy's listig en hy's slim. Julle moet dit onthou. En onthou, hy ken hierdie Bybel beter as ek en jy. Hy weet watter skrifte hy teen ons kan gebruik. So, ons worstelstryd is nie met ander mense nie. Jou worstelstryd is nie met die ander ouens in die dorp wat jou sleg sien nie, maar die geeste agter hulle. Jou worstelstryd is nie met jou sussie wat nie met jou saam wil stem nie, maar die gees agter haar. En ons moet bid teen dit. Ons moet bid vir die oortuiging van die Heilige Gees in die persone se harte, maar ek moet die betrokke gees wat my aanval, minderwaardig laat voel, soos mislukking laat voel, wat ook al wegjaag in Jesus se naam. Maar kom ons gaan aan. Wat beteken hierdie owerhede, magte, wêreldheersers en duisende in die eeu teen die bose geeste in lig in die Grieks? Owerhede is vorste, die Griekse woord agas, wat beteken die eerstes of die voortreffelikes, die persoon of persone of ding wat begin, hulle is groepheersers. Magte, autoriteite, die Griekse woord exousia, wat beteken die mag van heersing of van regering of autoriteit om te heers, uit hoofde van 'n ambt, hulle is ondergeskik aan die owerhede. Die wêreldheersers of die kosmokratos, wat beteken die wêreldheersers van die duisternis van die tyd, meestergeeste wat die wêreldheersers is van die huidige duisternis. En dan bose geeste, pneumatikos poneria, wat beteken geestelike boosheid en ook beteken om alle vlees te bederf. Wat is hulle werk? Om alle vlees te bederf. Hy wil hê, ons moet uit mekaar uitval. Nou kom val hy ons vlees aan, en ons het net gebid vir genesing en al hierdie goeders, want wie is die verderwer van die vlees? Hoor jy die Here wil my siekies leer? Nee, moet nie vir God die skuld gee vir goed wat hy nie doen nie. Kom ons gee die vyand die skuld vir die goed wat hy doen. Jy sien, kom ons hou nou op om vir God die skuld te gee vir goed wat hy nie doen nie. En ons moet besef waaroor dit gaan. Hierdie goed kom teen ons. En ons moet weet wie ons is in Christus. Daarom trek die volle wapenrusting van God aan. Ek kan nie net gedeeltes aantrek en sê, okay, ek het die swaard nodig, ja, maar ek miskien nou nie so seer die skild nodig nie. Of ek het nou miskien nie die skild so nodig nie, maar ek het dalk die borswapen nodig. Nee, volle wapenrusting van God. Nee. Efesiërs 6 vers 13 sê daarom. Wat is die daarom? Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Daarom neem die volle wapen, as hy dit die tweede keer in 2 verse. Neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Nou kyk nou mooi, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil. Ja, en ek luister enig na ou wat sê, nou weet jy wat, as jy nou die wapenrusting aan het, nee, al wat jy dan doen is jy staan doodstaan. En daardeur bied jy weerstand. Ag, wag. Asseblief tog. Jy weet, ek kan onthou, ons moes daai R4 waarmee ons opleiding ontvang het, moes ons geblinddoek uit mekaar uit kon haal en aan mekaar sit en olie en omlaai en al hierdie tipe van goeders. En dan moes jy die sneller trek. Dis hoe jy weerstand gebied het. Jy het nie net met die R4 hier voor jou gestaan. Jy moes daai sneller trek. Dis hoe jy weerstand bied. So hoe moet ek sneller trek? Satan, daar is geskrywe. Satan, daar is geskrywe. Jy sien, want ons moet besef, wat doen Satan? Hy kom quoteer die skrif vir Jesus, né? Hy sê vir Jesus, daar is geskrywe. Wat sê Jesus toe? Maar daar is ook geskrywe. So wat doen Jesus? Hy weer lees skrif met skrif. Want daarom moet jy jou skrif ken. Daarom moet jy jou wapen ken, die swaard van die gees. Maar kyk mooi, omdat ons in 'n worstelstryd is teen hierdie goggas,
Daarom neem die volle wapens van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van hulle, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Nie omval nie, nie mekaar val nie, staande kan bly. Maar ek wil jy moet mooi lees wat daar staan. Jy moet mooi lees wat daar staan. Want baie mense kom by my en sê, Tiaan, ek is 'n kind van die Here. Ek dien die Here met alles binne my. Jy weet, en ek doen alles. Ek gee my tiendes, ek gee my offergawes in die kerk. Jy weet, ek bid vir die siekes, ek jag die goggas weg as hulle my pla en al sulke goeders. Maar ja, dit is net of dinge net nie beter raak nie. Ek doen dan nou alles, hoekom werk niks nie? Sê ek, jy mis daai vers. Kyk mooi wat daar staan. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Met ander woorde, my broer en suster, daar kom daar van onheil, al het ek en jy alles gedoen. Bad things still happen to good people. Die woord sê dit vir ons. Ons is nie gevrywaar van die storms van die lewe nie. In Matteus sê Jesus vir ons, hy wat doen wat ek sê, sal ek vergelyk met 'n wyse man wat sy huis op die rots gebou het. En die riviere het gekom, en die wind het aangestorm gekom, en die waterstrome het aangestorm gekom, en sy huis het nie geval nie, want dit was op die rots gebou. So jy sien, die feit dat ek en jy kind van die Here is, beteken nie die riviere gaan nie kom, en die winde gaan nie aanstorm, en die riviere en die waterstrome gaan nie aangestorm teen ons kom nie, dit kom! En dan moet ek staande kan bly. Wetende, ek het gedoen wat ek moes doen. Ek het al die gebede gebid wat ek kon bid, al die verloningsgebede gebid, het my verlede het alles gebreek wat ek moes breek, ek doen wat ek moet doen, jy maar die hel bars op my los. Wat doen ek dan? Staan. Staan. En die video is interessant, hy eindig hier met staande kan bly, vers 13. Dan begin vers 14 waarmee. Staande kan bly, staan dan vas. Staan dan vas. Jy gaan nie agtertoe nie. Julle lendende met die waarheid omgord. Staan vas, maar ek bied weerstand. Ek gaan nie agtertoe nie. Ek staan vas en ek bied weerstand in die naam van Jesus Christus. Julle lendende met die waarheid omgord. Met die borswapen van die geregtigheid aan. Nou my broer en suster, op die app, en ek het ook 'n boekie wat ek agter geskryf het, oor dan sal jy die vrees van die Here verstaan, wat ek die hele kwessie van, wat is geregtigheid aanspreek, volgens die 33-53 vertaling van die Bybel. Want jy sien, geregtigheid is iets wat ek doen, vryspraak is iets wat ek ontvang. En wat ek gedoen het met die nuwe vertalings, met die 1983 vertaling onder andere, en in my boekie oor waarom verskil die Bybelvertalings, hanteer ek dit ook, maar ook in die boek oor dan sal jy die vrees van die Here verstaan, is in die 33-53 vertaling van die Bybel, kom die woord geregtigheid 322 keer voor. En die woord genade kom iets soos 188 keer voor. In die 83 vertaling kom die woord genade 160 keer voor en die woord geregtigheid net 40 keer. So die woord geregtigheid is 282 keer weggeskryf in die 1983 vertaling. Why? Why? Jy sien, want in die 83 vertaling het die woord geregtigheid vervang met vryspraak. Ek is vrygespreek, so kan eintlik maar doen net wat ek wil. Die genade van die Here is vir my genoeg. Ek is nie meer onder die wet nie. Ek kan maar eintlik by die buurvrou gaan kuier as ek wil. En al hierdie goeders. Dis twak. Ek het 'n vriend daar in Pretoria wat 'n gemeente het. Hy hou baie van die Grieks. En hy sal altyd sê daar's een Griekse woord wat hy nou die beste van almal geleer het. Hy sê hy noem dit rabish. Jy sien, want dis nie die waarheid van die woord nie. Dis die waarheid van die woord nie, want geregtigheid, as ons dit in 'n losse Afrikaanse definisie moes gee, beteken God se manier van dinge doen. Ek moet God se manier van dinge doen begin doen. En waar leer ek dit hier? As ek hierdie boek begin lees, begin ek sien, wat moet ek doen volgens die woord? Daai jare toe ons tot bekering gekom het, het ons almal hierdie what would Jesus do bandjies gedra. Ek het 2 van hulle gedra. Jy weet. Maar wat help het jy dra die bandjie, maar jy lees nie om te sien what would Jesus do nie. Jy sien, want Jesus Christus homself het reg en geregtigheid op die aarde kom doen. Kom doen. Ek moet geregtigheid doen. Dan sê vers 15, en dan skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Die bereidheid, bereid om uit te gaan en om mense te praat oor hierdie vrede wat in ons is.
Die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dat ek vrede kan hê binne in hierdie goed. En net toe ander ook bid, dink ek net weer daaraan ook. Baie mense, kyk, dit wat om ons gebeur, mense, is die vervulling van Bybelse profesie. Ek het laasweek 'n nuwe boek uitgebring oor profetiese woord in die Bybel. Ons boek is die enigste boek wat profetiese woord bevat, waar die Vader aan die begin van tyd geskryf het wat aan die einde van tyd gaan gebeur en is letterlik tot op die sent toe vervul en nog gaan vervul word tot aan die einde toe. Die Upanishads, die Vedas, die Bhagavad Gita, die Tripitaka van die Boeddhiste, die Koran van die moslems het nie profetiese woord in hierdie boek het. Daarom kan ek en jy weet, ons het die regte boek, ons het die regte God, waarom ons ewigheid kan bou, sonder twyfel. Maar dit is as gevolg van die profetiese woord. Maar ons moet besef, ons kan bid vir die vrede van die mense. Want baie mense sê vir my, ja, ons moet nou bid teen hierdie goed besig is om te gebeur. Hoe bid jy teen die vervulling van 'n profetiese woord? Jy kan nie bid teen die vervulling van profetiese woord nie. These things must come to pass, het Jesus gesê. Dit sal gebeur. So jy kan nie sê, Here, kom ons bid dat dit nou ophou nie. Ons bid nou dat die nasies nie meer teen mekaar in opstand kom nie. Ekskuus. Jy bid teen God. Hy gaan nie daai gebed antwoord nie, hoor. Jy's besig om jou asem te mors. So gebruik jy jou asem reg, soos Andre net nog gebid het. Here, ons bid vir die beskerming van die kinders binne in dit. Hulle wat die kinders is daar, binne in al daai goed wat gebeur. Beskerm hulle asseblief. Maak hulle toe met die bloedvleisies. Gee hulle vrede binne hulle harte, binne daai situasie. Dan vers 16. Behalwe dit alles, neem die skuld van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. Dis interessant, hè? Die vuurige pyle sal kan uitblus. Wat blus water uit? Ag, wat blus vlamme uit, vuur uit? Water, né? So waarna verwys dit? Die Heilige Gees. Johannes 7, vers 38 en 39. Strome van lewende water sal julle binne uitvloei, wanneer jy in jou autoriteit, in God se sterkte en God se bekwaamheid begin lewe. So daai pyle wat na jou toe kom, die vuurige pyle van vrees, van minderwaardigheid, van mislukking, van twyfel, van wat ook al, sal jy kan uitblus met die geloof as skuld, omdat jy vervul is met die Heilige Gees van God. En neem aan die helm van verlossing, en die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Wie is die swaard? Die woord van God. Dis wat ons moet gebruik. Nou, wie is die woord van God? Jesus Christus, né? Maar die punt is hier, ek het nou oor die naweek daar aan die ander kant ook vir die mense gesê, jy weet, ek het 'n vriend gehad, waar sy ouma vir hom gesê, jong, jy moet nie te veel Bybel lees nie, jy gaan mal word. Ek ekskuus? So jy ken nie jou wapen nie, want jy ken nie die swaard van die Gees nie. So ek moet my swaard met my saamdra. Ek moet weet waar dit is. Nou, sommige mense het gesê, dis miskien nie heeltemal so nie, maar ek dink, toe Paulus daai geskryf het in Efesiërs 6, het hy dalk na 'n klomp Romeinse soldate gekyk wat hier verby marseer, en hulle, maar dit is meer so aangetrek in daai jare. Nou, ek wil nou vir jou ding wys. Ek kry baie mense wat vir my sê, en ek het geen probleem daarmee as jy dit aanvanklik vir jou kleinkindertjies so leer nie. Maar die ma's vir my sê, of die pa's vir my sê, weet jy wat, Jan, ek trek elke oggend die volle wapenrusting van God aan. Sê ek, okay, hoe doen jy dit? Hy sê, ek leer my kind ook om dit te doen. Sê ek, okay, hoe doen jy dit? Nee, jy weet, ons gaan staan voor die spieël, en ons sê, right, ons vat nou die helm van verlossing, en ons sit hom op ons kop. En ons vat die swaard van die Gees in ons regterhand, en ons vat die geloof in ons linkerhand, en ons sit die waarheid as gordel aan, en ons trek die skoene van, hy sê, dit is soos 'n profetiese aksie, wat ons dit dan nou doen, en so leer ek my kinders om my wapenrusting aan te trek. Sê ek, okay. Nie probleem as jy dit aanvanklik vir jou kinders so leer nie. Maar kom ek vra jy die vraag, wanneer trek jy dit uit? En sê vir my, wat bedoel jy nou? Sê ek, want as jy dit elke oggend doen, is jy besig om vir jouself 'n klomp wapenrustings aan te trek, wat jy nader ons as die Michelin mannetjie gaan lyk. Jy gaan nie kan move nie, want jy het al hierdie goed rondom jou. Waaroor gaan die wapenrusting? Moet ook regtig vir die Here bid en van vra daaroor. Kom ons kyk. Die helm is verlossing, wie is my verlosser? Right. Die swaard van die Gees, die woord van God, wie is die woord? Borsharnas van geregtigheid, wie is God my geregtigheid? Yahweh Tzidkenu, of Yahweh Tzedek, Jesus Christus. Wie is die weg, die waarheid in die lewe? Jesus. Wie is geloof gepersonifiseer? Jesus. Wie is die vredevors? Jesus. Met ander woorde, my broer en my suster,
Ek beklee myself met Christus en ek is dag en nag geveg gereed. Ek is dag en nag geveg gereed. As my vrou my wakker word, maak in die nag, en sy sê teen, ek het 'n massive nightmare nou net gehad. Sê ek nie vir ag man, jy verbeel jou, draai om en slaap nie. Nee, ek sit my hand op my vrou se kop en ek sê Satan, hierdie gees van vrees wat my vrou nou aanval. Ek weerstaan vir jou in Jesus se naam. Jy los Jesus by my vrou uit en jy sal uit my kamer uit in Jesus se naam. En sy draai om en sy slaap. Jy sien, ek hoef nie daar wakker te sê, oh, waar is my swaard nou? Het ek nou die helm op? Of het ek nie? Weet jy wat ek wil sê? So leer jou kinders om hulle te beklee met Christus. Want die wapenrusting is Christus. Soos ek met Christus beklee is ek dag en nag geveg gereed. En ja, dan leer ek nou verder, okay, wat beteken dit om te sê, Christus is in my. Ek lewe nie meer nie, maar Christus is in my. Hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. En dies meer, en dies meer, en dies meer. En so word ek kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Jy sien, dis nou nie, maar ek het nou die swaard gegryp en ek het sy kop af, ekskuus. Hy lag vir jou man. Hy lag vir jou, want hy is die een wat daai gedagte in jou kop sit om so te sê, want onthou, hy ken die Bybel. So jy weet, as hy jou dit kan kry om dit te sê, nou het hy jou met wat? Met pride, met trots. Ja, ek weet hoe werk die goed werk. Ek ken geestelike oorvloed. Is dit? Ons moet besef, mense, hierdie goeders is 'n werklikheid. Daarom moet ons weet wie ons is in Christus. Ons moet ons beklee met Christus. Ons moet tyd spandeer met die God van die woord en die woord van God. Daagliks. Bepeins my woord dag en nag, sê. Nou sê baie ons vir my, hoorie maar, hoeveel keer op 'n dag moet ek besig wees met die Bybel? Sê ek, maklik, net 2 maal, dag en nag. Sê nee, maar hoe is dit nou moontlik? Wel, is moontlik. Jy sien, as jy wakker word in die middel van die nag, moenie lê en rondrol en, hoe gaan ons môre se rekeninge betaal? Hoe gaan ons? Nee man, jy maak jou mond oop en jy sê Satan in die naam van Jesus, die gees van vrees wat my in die middernagtelike ure wil aanval, ek weerstaan vir jou in die naam van Jesus en jy sal van my al wegvlug in Jesus naam. En iemand het ook een keer mooi gesê, if you cannot sleep at night, don't count sheep, talk to the shepherd. Jy sien, so dis die hele punt. Moenie probeer skapies stel om te kyk, wanneer gaan ek nou in slaap raak? 3312, 3412. Nee, praat maar nie, skaapherder. Hy is lief vir jou. Hy is in jou. Ek lewe nie meer, maar Christus leef in my. En Brian het net op my sostanding ding gesê ook, wat my hele hart is, ons moet heiligmaking nastrewe. Hoekom? Want ek het 'n heilige God binne in my. En ek gaan voor 'n heilige God se troon staan. Ek gaan nie voor 'n onheilige God se troon staan. Hy gaan vir ons vra, my kind sê vir my, hoekom het jy so hard probeer om 'n bad boy en 'n bad girl te wees, as jy geweet het dat jy so pad na heilige God se troon het? Hoekom het jy so hard probeer om soos die wêreld te wees, as jy geweet het, ek het jou die wêreld uitgekoop? Met my bloed. Met my bloed. Wat gaan ons vir hom sê? Want ons gaan almal alleen daar staan, hè? Jy gaan nie saam met jou vrou daar staan nie, jy gaan nie saam met jou man daar staan nie, jy gaan saam met jou pa, jou ma, jou boetie, jou sus, jou pastoor of jou dominee daar staan nie. Jy gaan alleen daar staan. En God gaan vra my kind, wat jy met die boek gedoen? Het jy hom gelees? En het jy hom begin toepas? Want dis die ander ding wat ek toe nog getref het, toe hier in Augustus 99 toe ek ontmoet ek met die Here gehad het by die mannekamp, is ek het besef, ek het die Bybel geglo. Ek het regtig geglo wat my dominees vir my gepreek het, maar ek het nooit die Bybel gedoen nie. Sien, daar's 'n verskil tussen om die Bybel te glo en die Bybel te doen. En dis die ding wat my die hardste geslaan het, toe Jesus in Lukas 6:46 sê, so wat noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie. En toe ek begin doen wat die woord sê, want ek self die boek begin bestudeer het, en ek sien waar was ek verkeerd teenoor my vrou, en ek het reggestel het teenoor Joey, en reggestel het teenoor my kinders, en reggestel het in ons finansies en goed het ons lewens begin vader. En nou is dit 27 jaar later en is nog steeds 'n awesome avontuur saam met die lewende God. Maar nie een van ons kon ooit sê I have arrived nie. Want dis weer trots en hoogmoed. Dis weer trots en hoogmoed. Ons moet alle tye nederig bly. Want my broer en suster, nederigheid loop saam met autoriteit. Jesus is die toppunt van alle nederigheid. Hy is so nederig, 'n paar ure voordat Judas Iskariot hom in die rug gaan steek, was hy ook Judas Iskariot se voete. Wetende wat Judas aan hom gaan doen. Maar dan staan hy daarop en hy sê, hierdie gaan nou gebeur. Nederigheid met autoriteit. Maar sien, in ons Afrikaanse taal het ons die probleem dat ons dink nederigheid beteken patetiesheid. As jy nederig is, dink hulle jy's 'n pateet. Dis nie waar nie.
Nederigheid loop saam met autoriteit. As ek weet wie ek is in Christus, ek lewe nie meer nie, maar Christus leef in my. Johannes 3 vers 30, hy moet meer word en ek moet minder word. Ek sê my persoonlike vertaling van daai vers is, hy moet alles word en ek moet niks word. Want dan kan ek in sy autoriteit nederig lewe. En dan kan ek vir Satan sê, los my vrou uit, los my kind uit, los my uit. In die naam van Jesus Christus, want het gaan oor sy autoriteit. En hy sal vir my al wegvlug. Ons moet dit besef. Sien, Jesaja 58 vers 5 tot 8 sê, kyk nou mooi. Is dit die vas wat ek verkies? Die dag as die mens sy siel gaan kwel, dat hy sy hoof buig soos 'n biesie en sak en as uitsprei om sy bed te wees. Noem jy dit vas in 'n dag wat die Here welgevallig is? Onthou net, Jod, hy, Waf, hy, Yahweh, welgevallig is. Is dit nie die vas wat ek verkies nie? Kyk mooi. So, julle dink julle beïndruk my met daai. Ek vas. Jy weet, jy boos julle met my bid, ek vas. Here wil hy sê, was jou gesig die dag as jy vas. Niemand moet weet as jy vas eers nie. Dis 'n saak tussen jou en die Here. So moenie iemand probeer beïndruk op dat jy nou probeer vas nie, maar dan soek jy mense se guns en nie God se guns nie. Maar kyk nou wat sê God, wat is die vas wat hy verkies? Is dit nie die vas wat ek verkies nie? Dat julle losmaak die bande van goddeloosheid. Dat julle afhaal die stroppe van die juk en vry laat weggaan die verdruktes en elke jukstuk inbreek. Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het en ellendige swerwelinge in die huis inbring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jou klee en jou vir jou eie vlees nie verberg nie, dan sal jou lig deurbreek soos die daggraad en jou genesing skielik uitsprei. En jou geregtigheid, daar sê weer, jou manier van God se manier van dinge doen in jou lewe, sal voor jou uitgaan. Die heerlikheid van Yahweh, die heerlikheid van die Here, jou agterhoede wees. Sê die mense, okay, maar wat probeer jy nou sê met dit? Hierdie is alles aan die voorkant. Wat is agter? So, as ek weet ek is bekleed met Christus, dan sê die Here, I got your back, my child. I got your back. Ek is agter jou, ek is in jou, ek is om jou, ek is voor jou, ek is bokant jou, ek is onder jou, ek is rondom jou. Maar hy sal my agterhoede wees. Maar dan moet ek dit begin doen. Nie almal probeer impress omdat ek nou vas en weet jy, dit is so swaar, ek is nou al op 40 dae vas, jy weet, en al hierdie tipe van goeders. Ek probeer mense beïndruk. Nee, kom ons probeer God beïndruk. Galasiërs 1 vers 10 sê, soek ek die guns van God of soek ek die guns van mense? Want as ek die guns van mense soek, sou ek nie diensknegt van Christus wees nie. So, kom ons kies om 'n God pleaser te wees en nie 'n people pleaser nie. Ek was vir 36 jaar van my lewe as 'n people pleaser. As prokureur in Zenien vir 10 jaar lank het ek al die people probeer please, want jong, dan gaan hy seker vir my werk gee as ek 'n goeie ouetjie is vir hom, as ek doen wat hy graag wil hê. Nee. Tot jy God pleaser begin raak, dan begin jy besef, dan hardloop jy in so. Dan wil hulle niks meer met jou te doen nie. So wat? Gaan nie vir hulle troon staan nie. Gaan vir 'n God se troon staan waar ons gaan praise en worship in alle ewigheid. En ek het net gespeel met die eerste liedjie, Brian, toe so daai, jy weet, so 3-4 keer die strofe oor gesing het. Ek bedien baie jare terug, want ek maar die NG Kerk het, hè. In die NG Kerk het jy liedjie een keer gesing, dan sit jy. En ek bedien in 'n lede in Christuskerk, in Gansbaai. My broer en my suster, kyk, en ek staan die dag agter voor hulle my vorentoe roep, en daar's 'n ou tannie, wat praise en worship daarvoor. Maar sy het so 'n skerp stemmetjie, maar sy sing uit haar hart uit, jy weet, en ek staan agter, ek sê, Here, dit maak my ore seer, want die speakers is full-blast ook, nee, en hierdie tannie roer vir my, en sy sing, en ek sê, Here, dit maak my ore seer, en weet jy wat sê die Heilige Gees vir my? Hy sê vir my, Tiaan, ek wens jy kan haar deur my ore hoor. Slaan my voete onder my uit, en ek besef, God luister anders. Jy weet, ons wil weer voordeel, kritiek lewer op haar stem. So, jy moet besef vandag, daai juffrou wat vir jou in graad 1 gesê het, jy kan nie in die koor sing, jy sê het gelieg. Daai meneer wat vir gesê het, jy het nie mooi stem nie, het gelieg. God sê, ek luister na jou deur my ore. Maar die tweede ding wat my daai selfe aand getref het, is, ek sê toe, Here, want daar is 'n liedjie wat hulle vat en hulle pomp vir hom nie, en hulle roer vir hom, van bo tot onder, en weer op tot bo, en ek sê, Here, nee, gids, hier is nie my kerkse mense nie, jy weet, daar waar ek vanaf kom en sing ons hierdie liedjie een keer en dan sit ons, en ek hoor die Heilige Gees sê vir my, Tiaan, hoeveel keer dink jy, gaan jy sekere liedjies in die ewigheid vir my sing, jy beter begin oefen.
En van toe af sing ons kan eintlik 20 keer aan mekaar sing. Ek weet nie 'n saak met dit nie broer, want ons is besig om te oefen vir die ewigheid. Daar's liedere wat ons baie gaan sing in die ewigheid. En dis wat ons moet besef, maar God luister anders. Dan gaan Efesiërs 6 vers 18 aan en hy sê, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees. Net daar kom daar 'n blokkade in baie mense se lewens. Want baie predikers sê vir die mense, dit beteken dat jy moet bid terwyl jy in tale praat. Maar daar's baie mense wat nog in tale praat nie. Jy's by al mens as jy in tale spreek, by al mens dan bid jy in jou taal. Maar as jy dan nog nie in 'n taal praat, wat beteken dit? Dit beteken bid onder leiding van die Heilige Gees. Dis wat dit beteken. En ek was eendag by 'n bannekamp gewees waar daar 'n ou dominee was wat afgetree was en hy het na die tyd gesê, hy het so voorkom staan en getuig en hy sê, manne, jy weet ek het ook vir die Here gevra, Here, as dit U wil is dat ek in 'n taal kan spreek, laat dit asseblief tog Afrikaans wees. so mense weet, Satan gebruik baie keer die spreek in tale ding as 'n blokkade om mense te laat minderwaardig voel, want ek praat nog nie in tale nie, maar sy praat in tale en sulke goeders. Nee, bid by elke geleentheid in die Gees. So Here, wat wil U hê moet ek vandag bid vir Anton? Here, wat wil U hê moet ek vandag bid vir Barry? Wat wil U hê moet ek vandag bid? Bid onder leiding van die Heilige Gees, maar by elke geleentheid. En weer eens, ek het dit oor die naweek ook aan die ander kant gesê. Bid beteken nie net om jou oogies toe te maak en op jou knieë te staan by jou bed nie. Dis deel daarvan, ja. Maar die res van die dag, nee, kan ek nie my oë toemaak as ek bestuur nie. Jy's dood. So, jy moet jou oë oopmaak en jy moet bestuur, maar jy kan praat met die Here. Praat met die Skepper. Dis bid. Jy's in gesprek met jou hemelse Vader. Dis wat gebed is. By elke geleentheid bid in die Gees. Dan sê hy verder, en jy's daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. So wie moet dit heel eerste voorbid? My medebroers en susters. En dis ook vir mense sê, maak nie saak waar jy is nie. As jy in die middel van die nag wakker word, en jy sien hierdie bleeskoppie van my, nee, moet jy nie wonder hoekom nie? Here, hoekom dink ek aan Tiaan? Ek het niks met Tiaan te doen nie. Ek het gebed nodig in daai oomblikke. Jy weet nie hoekom nie. En jy sê net, Here, ek weet nie wat aan die gang nie, maar Here, ek bid vir Tiaan. In die naam van Jesus. Of 'n Sunny, of 'n Marinda, of 'n Koos, of 'n Klaas, of wie ook al die geval mag wees. Bid vir al die heiliges met alle volharding en smeking. Here, as daar deurbrake moet kom in hierdie man se lewe, ek bid vir hy deurbrake. Here, as daar oortuiging moet kom van die Heilige Gees in sy hart, ek bid vir die oortuiging van die Heilige Gees in sy hart, met volharding en smeking. Maar dankie ook, Here, vir die deurbrake. Dankie dat U die deurbrake sal gee, volgens U woord. Maar Here, ek bid vir U wil in daardie persoon se lewe. Dan sê vers 19, en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak. En ek sê al, dis wat Paulus daar gesê het, maar net so kan ek vandag vir jou sê, bid vir my ook. Bid vir Len, bid vir Christo, hulle bid vir enigeen van julle wat in bediening is. Hoekom? Sodat 'n woord my gegee mag word as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak. Want my broer en suster, die my mooi hoor vandag. Ons ouens wat so travel deur die land, kan dit nie doen sonder julle gebede nie. Ons kan dit nie doen nie. Ons het julle gebede ook nodig. Julle kan sê, ja, Matiaan, ons is net, ja, julle is hier, maar julle is nog steeds deel van die liggaam, wat help dat ons kan uitgaan, en kan ry, en kan doen wat ons moet doen. Op hierdie stadium bid ons vir diesel. So, dis die hele ding, want ek nou daar vir iemand gesê, jy weet, ons is nou hierdie naweek, ons gaan nou huis toe, so vanaand 9 uur moet ek seker in Pretoria te wees, as die Here wil in ons lewe. Vrydagoggend vertrek ek my vrou Vryburg toe. Van Vryburg af gaan ons Springbok toe. Van Springbok af gaan ons weer terug. So, dis 'n redelike lang trip wat ons volgende week gaan doen. En ons het diesel nodig. So, bid vir diesel. Jy weet, daai tipe van goed. Dat ons wat kan gaan doen, met vrymoedigheid die woord kan spreek. Maar daar's mense wat in Springbok sit, wat nodig het om die woord te hoor. Wat moet weet, daar's mense wat in Vryburg sit, wat moet weet, waaroor die goeders gaan, en daarom het ons mekaar nodig. So kom ons bid vir mekaar. Kom ons bid vir mekaar. Want jy sien, Habakuk 3 vers 17 en 18 sê, alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van jou lyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie. Die klein vee die kraal verdwyn en geen beeste in die stal sal wees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my help. Nou mense, ek het ook net gehou van wat Brian gesê het. Onthou, as jy 'n liedjie sing, spreek jy dit. En die mag van dood en lewe lê in die tong.
En elkeen wat dit graag gebruik as die vrug daarvan en ek praat baie met mense daaroor oor praise and worship. Maar baie mense dink hulle staan hier, ag gaan ek sing 'n liedjie, ag en dit klink so lekker en ek is so lekker saam gesing, maar ek besef nie wat het ek proclaim nie. Ek besef nie ek het gesê. Veral daai ou ene wat sê, I surrender all. I surrender all. Môre verloor ek alles wat ek het. Sê ek, Here, wat doen jy nou? Jy het net gister gesê I surrender all. Het jy nie? Dis wat jy gesê het. Nou, weg is alles. Wat gaan jy dan doen? Al dis wat met my gebeur het. Daai tyd in Zaniem, wat my boekhuister besluit het, sy hou meer van my geld as wat ek daarvan gehou het op baie stadium, toe vat sy van haarself 'n klap. En as gevolg daarvan is ek van die rol geskraap as prokureur, ek is bankrot verklaar, in dieselfde dorp waar ek met 'n Mercedes gery het, het ek my voete geloop. Want jy sien, ek moes leer sterf aan my eie ek. Me, myself and I. Moes sterf aan my eie ek en my siening en hoe ek het wil doen, en ek is 'n ouderling in die kerk, en ek is die voorsitter van die golfklub, en ek was op die regsofficier van die kommando, en allerhande sulke goed. Ek moes sterf van alle goed, ek het alle goed bedank, toe ek Jesus ontmoet. Want jy sien, as jy hom ontmoet, is dit meer werd as enigiets in hierdie wêreld. Maar, ek loop met my voete, nie met daar nie, ek loop met my voete, en raai wat leer die Here my? Al sou die vye boom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees, ek het R20 op my bankrekening. Ek kom een oggend, nou sit ek en my vrou, en ons twee oudste dogters, nog in die huis, en ek maak die oggend my yskas oop, en daar is 1 tamatie. 1 tamatie in die yskas. En as man voel jy so groot. Want hoe gaan ek vir my vrou en my kinders sorg met 1 tamatie? Here, ek loop met my voet, ek het nie 'n kar op my draaifoon, ek het R20 op my bankrekening, ek het 1 tamatie in my yskas. Here, hoe gee ek vanaand vir my familie kos? Maar Here, ek vertrou op U. Ek jubel in U. En ek sê dit. Ek jubel in U, ek juig in U. 'n halfuur later bel hy my. Wil julle nie vanaand ons kom braai nie? Prys die Here vir aandete. Maar jy sien, baie keer vang ons trots ons met daai ding van, ag nee, moenie oor my worry nie, weet jy. Ons 4 sal vanaand maar die tamaatjie in 4 kwarte deel en ons sal elkeen daarom 'n kwart eet. Want jy sien, dis ons Afrikaner trots wat ons baie keer blok. Want trots kan nie ontvang nie. En jy sien, ek moes leer sterf, ek moes alles verloor om te kan leer ontvang. Om te kan leer ontvang van medegelowiges. Jy weet, want die eerste keer waar jy as prokureur altyd vir alles betaal het, as ons gaan uit eet, betaal ek. As ons gaan golf speel, betaal ek. As ons enigiets doen, ek betaal. Want ek sê om die geld, tot jy niks het nie. En 'n ou na jou toe kom en sê, Tiaan, hier is vir jou koevertjie, gaan koop vir julle groceries. Want jy leer sterf aan jou eie ek. Ek loop met my voete. Ek leer sê, Here, dankie vir voete. Here, wat 'n wonderlike voorreg om voete te hê. Jy sien, as jy dankbaar vir jou voete, my broer en suster, as jy dankbaar vir daai duim, eers as jy hom raakboor, dan besef jy hoe hard werk 'n duim. Jy weet, daai tipe van goeders. Here, dankie. Dankie vir voete. Ek jubel in U, ek juig in U, omdat ek voete het. Want daar is so baie mense daar buite wat nie voete het nie. Wat sal gee om jou voete te kan hê? Wat sal gee? Soos ek dankbaar vir wat ek het, of aanvaar ek dit as vanselfsprekend. Een keer, ek weet nie wat 'n preek was wat ek gehoor het, of iets wat ek gelees het nie, van 'n ou wat sê, daar staan 'n ou by 'n robot, met 'n bicycle. En langsom stop daar 'n Ferrari. En bo oor hulle kop bevlieg daar 'n helikopter. En die ouetjie op die bicycle sê, ai, ek wens ek het so 'n Ferrari gehad. En die ou in die Ferrari kyk na die helikopter en sê, ai, ek wens ek het so 'n helikopter gehad. Weet waarna kyk ons? Waarna kyk ons? Want ons is mos baie keer geneig om te sê, Here, ek bid vir 'n rooi Mercedes met wit leersitplekke. Dan sê hy, op hierdie stadium het jy 'n rooi bicycle nodig met 'n wit sitplek. Hier's hy. Trap, seun, dis goed vir jou bene. Laat jy 'n bietjie oefening kry. Jy weet, daai tipe van goeders. So, en dan leer jy om dankbaar te wees. En jy sien my broer en suster, toe ek eers geleer het om te sê, dankie vir voete, Here. So rukkie daarna, toe kom, en dan het ek met 'n Mercedes gery. Hy's nie meer nie. Ek loop my voet uit. Die Mercedes het nou gechange na Potifar toe. So, dit is nou, loop met die pote. En dan gaan ons is dankbaar vir hulle. Kom 'n vriend by my, sê, Tiaan, die Here sê ek moet vir jou bakkie gee.
'n Nissan 1400 met 'n wit canopy. 'n Wit Nissan 1400 met 'n wit canopy. Daar's hy. Ek het die lekkerste ooit in my lewe met daai Nissan 1400 gery. Die wonderlikste voertuig wat hulle nog ooit gemaak het, is daai Nissan 1400. Die twee dogters het my altyd hulle 3 blokke van die skool af laat aflaai, want hulle wou nie die ding gesien word nie. Want jy weet mos, as hulle tieners is, dan wil hulle nie hierdie goed ry nie. En so ry ons met die 1400 bakkie, en 'n paar maande later begin die Here ons oprig, en ek koop vir my 'n Fiat Uno. Jy weet wat as jy Uno het jy twak gekoop, nee. Maar ek sê eerlik sê, ek het baie lekker gery met daai Fiat Uno. En oor die jare sien die Here ons, daar staan 'n Fortuner wat die Here ons mee geseën het, want God is in beheer. Maar jy sien, ek het van daai tyd af, toe ek begin dankie sê vir voete, dankie sê vir 'n Nissan 1400, dankie vir 'n Fiat, dankie vir 'n Fortuner, maar sy môre met waai sy weg, was nie myne nie, is God se. As ek weer met my voete moet loop, sal ek dit doen, want my God is my bron. Hy is my voorsiener. Gaan alles oor hom. Ek jubel in hom, ek juig in hom, ek is dankbaar vir elke ding wat hy my gee. Ek aanvaar niks as vanselfsprekend. Want jy sien, wanneer ek dinge as vanselfsprekend begin aanvaar, weet jy wat gebeur? As daar iets begin wegkom, Here, waar is hy nou? Jy weet. Die mannekamp waarby ons betrokke was daai jare, ek weet nie laat met ons ophou nie, maar ek moet eers vanaand bereis wees. Maar in elk geval, is daar 'n man wat saam met ons betrokke was. Sterk besigheidsman, want dit praat van 1999. Op daai stadium is die man se maandelikse inkomste R100,000 'n maand. In 1999. En hy kom so 6 maande down the line, kom hy by ons en hy is baie swaar. Hy sê, boys, julle moet vir my bid. Dit gaan met my verskriklik sleg. Ons sê, wat gaan aan? Hy sê, nee, ek het 'n klomp van my inkomste verloor. Ek kom nie meer uit elke maand nie. Ons weet nie hoe om dit te doen nie. Nou, ek loop my voet op baie stadium, nee. So as ons kamp het gaan, ry ek saam met ander ouens, want ek nie 'n kar het. Gaan saam met ander. Ek sê nou, wat, hoe swaar gaan dit mee? Hy sê, nee, Tiaan, my inkomste het geval na R90,000 'n maand. Ons dog ons vermoor hom. Hy kom nie uit met R90,000 'n maand nie. Want hy's gewoond aan sy 100,000. Jy sien, toe hy 10 mis, toe val sy wêreld omtrent uitmekaar. So, dis omdat jou oë op jou geld is. Jy sê jy's 'n Christen. Jy sê jy vertrou die Here. Maar die oomblik as so iets gebeur, waar's die Here nou? Wil die Here my nou nie meer seën nie? Nee, hy wil. Maar jy moet gehoorsaam raak aan hom. Jy sien, jy moet by daai punt begin kom. Om te kan juig in die Here. Here, dankie vir R100,000, dankie vir R90,000, dankie vir 80, dankie vir 20, dankie vir 10, dankie vir voete. Jy sien? En dis die punt. Ek jubel en juig nie. Maar wat vang jy hier binne? Vrees. Hoe gaan ons alles betaal? Ja, gaan weg in die naam van Jesus. Ja, gaan weg. Want God het nie vir ons 'n gees van vreesagtigheid gegee. Want toe ek daai tyd in die bediening begin het, soos ek eendag vir die Here, die woord sê, ek moet op U vertrou, U sal vir my sorg. Nou Here, ek vertrou op U, maar ek het nog 'n huis hier om te betaal en al hierdie goeders, en ek hoor duidelik Heilige Gees sê my hart vir my, Tiaan, wanneer gaan jy ophou sê maar? Wanneer gaan jy begin sê, Here, ek vertrou op U, punt? Sê, okay, Here, van vandag af, ek gaan nie weer sê maar nie, want onthou, daar's 'n gesegde wat sê, everything before but is bull. Nee? So alles voor maar kanselleer uit. So as jy sê, Here, ek vertrou op U, maar sê, Here, ek vertrou glad op U. Want jou maar kanselleer alles vooraf uit. Sê ook, Here, ek gaan nie meer sê maar nie. Van nou af, punt. Here, ek vertrou op U, punt. Jy word gechallenged op wat jy spreek. Jy word getoets op wat jy spreek. So die volgende maand, die 15de van die maand, sê ek, Here, daar is niks in my bankrekening nie. My huis hier is alweer agter. Here, ek sê nie meer maar nie. Here, ek vertrou op U, punt. Maar ek loop om my huis. Ek het baie keer 7 maal op 'n dag om my huis geloop en gesê, Here, ek sê nie meer maar nie. Here, ek vertrou op U, punt. Here, ek vertrou op U, punt. Here, ek vertrou op U, punt. Maar hier binne, my broer en suster, sê ek vir wil ek uit mekaar uitskeer van vrees. Hier binne wil die gees van vrees my doodmaak. So terwyl ek om my huis loop en sê, Here, ek vertrou op U, punt, sê ek terselfdertyd, Satan in die naam van Jesus. Hierdie gees van vrees uit my gedagtes uit. Hierdie gees van vrees uit my uit. Jy wat my probeer aftrek. 15de van die maand, niks. 16de van die maand, niks. 17de van die maand, niks. 18de van die maand, niks. Ek is om my huis. Dit lyk naderhand of ek marathon hardloop. Ek doen dit erger as Christo en Kar. Ek gaan om my huis net. Jy weet, groot spoed.
Here ek vertrou op die punt, Here ek vertrou op die punt, Here ek vertrou op die punt, Satan in die naam van Jesus, Satan in die naam van Jesus, Satan in die naam van Jesus, laat jy gaan. 25ste van die maand niks, 26ste van die maand niks, 27ste van die maand niks, 28ste van die maand, kom daar 'n bedrag in wat alles cover, vir wat ek agter was op daai maand tot dan. Die 3de van die volgende maand, kom daar 'n bedrag in wat alles cover vir die volgende maand. So binne 5 dae, gee die Here vir my 2 maande se inkomste. En ek hoor die Heilige Gees sê vir my, waaroor worry jy? Waaroor worry jy? Glo jy my nie? Sê ek, Here, U stretch my comfort zone, Vader, dis regtig bietjie kwaai hierdie. Maar ons gaan aan. 8 maande later, guess what? 15de, Here, as niks in die rekening nie. Vader, ek vertrou op die punt. Ek sê nie weer maar nie. Vader, ek vertrou op die punt, die gaat ons. Alweer om my huis. Satan in die naam van Jesus. 20ste niks, 25ste niks, 26ste niks, 28ste niks, 29ste niks, die 30ste van daai maand. Kom alles in, wat ek nodig het om alles te cover, vir die maand wat verby is. Die 2de van die volgende maand, alles vir die volgende maand, 3 dae, inkomste vir 2 maande. En die Here sê vir my, waaroor worry jy? Ek sê, Here, ek like nie hierdie tipe toetsies nie, maar dankie Here dat ek hulle kon deurkom. Want dis wat jy moet besef, my broer en suster, almal van ons word getoets. Daar's nie een van ons wat gevrywaar is van hierdie goed nie. Maar die vraag is, wanneer dit gebeur, gaan jy begin wegval van die Here af? Gaan jy God begin bevraagteken? Gaan jy begin kwaad raak vir die Here? Of gaan jy begin doen wat hy sê? Lukas 6:46, en wat noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie. Ek sê dan vir julle, moenie vrees nie. Julle hoef nie te vrees. Ek het die hele lesing ook oor die gees van vrees op die app, wat jy nou kan gaan kyk. Jy het as 108 teksverse in die Bybel wat sê, moenie vrees nie, moenie bang wees nie. 108 keer, en wat sê ons? Ek is so bang. So, hoekom het God sy asem gemors toe 108 keer vir ons gesê, moenie vrees nie? Ja, maar jy weet jy, ek is net 'n gewone mens, jy is heeltemal reg, met die gees van God binne my. Ek lewe nie meer, maar Christus leef in my. En ek weet wat my autoriteit is om my vyand te weerstaan in die krag van sy sterkte. 1 Samuel 2 vers 8 vers 10, want ek het 'n persoon gehad wat my gesê het, maar teen, jy weet as die Here nie nou tot die party toe kom nie, dan gaan ek nou maar begin ander goedes doen. Sê ek, wow broer, wat sê jy? En die Here gee my hierdie skrif. Hy rig die geringe op uit die stof, uit die ashoop verhef hy die behoeftige. Dis wat hy met my gedoen het. Hy het my die stof uit opgerig. Uit die ashoope het hy my verhef. Om hulle te laat sit by die vorste en hulle eres toe te laat beerwe. Want aan die Here behoort die pilare van die aarde en hy die wêreld daarop gevestig. Maar kyk wat sê vers 10. Die wat met die Here twis word verpletter oor hulle donderry in die hemel. Die Here oordeel die eindes van die aarde en hy gee sterkte aan sy koning verhef die horing van sy gesalte. So twis jy met die Here, my broer en my suster. Beware. Beware. Kom ons twis eerder met die vyand. Kom ons begin hom weerstaan. Wat wil hy ons moet met die Here twis? Want wie sit die gedagte in my kop? Ja, waar is my God nou? Want hy sit nie die gedagte in jou kop in die derde persoon nie. Hy sit nie gedagte in jou kop wat sê, ja, waar is jou God nou nie? Hy sit 'n gedagte in jou kop wat sê, ja, waar is my God nou? Het my God my verlaat? Nee, hy het nie, want ek lewe nie meer, maar Christus leef in my. So hy het my nie verlaat nie, want hy sê in Hebreërs 13 vers 5, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat, solank as wat jy gehoorsaam lewe aan my. Maar dis wat die vyand doen, mense. Oppas dat jy nie met die Here probeer twis nie. Want as jy met die Here gaan twis, groot waarskuwing, ons moet dit verstaan. Want onthou Galasiërs 2 vers 20 sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee. Christus leef in my. En ek het oor die naweek nooit vir julle verduidelik, toe ek vir die Here vra, wat beteken dit prakties? Om te sê Christus leef in my. Toe sê hy teen, dit beteken prakties, my oë is in jou oë, my mond is in jou mond, my hande is in jou hande, my keel is in jou keel, my voete is in jou voete. Dit is nie 'n klein miniatuur Jesusie wat in my hart woon. Dit is 'n life-size Christus binne my. En hy vra, vir my daai toe, ek sê, Here, maar hoekom wil jy nie ek moet drink nie, toe het hy daai vers my gegee. Toe sê hy teen, soos jy drankie indruk, wie se keel gooi dit? Ek sê, Vader in U se naam, hy sê, nou dink ek wil drink, ek is Heilige God. Slaan my voete onder my. Laaste keer in my lewe dat ek 'n druppel drank gedrink het, was Januarie 2026 jaar terug, nog nooit weer nie. Ja, maar die Bybel sê dit nie. Nee, my God het dit vir my gesê. Al sê die Bybel het miskien nie in soveel woorde nie, my God het dit vir my gesê. En hy het vir my gesê, so vra my kinders, so wat laat jy my rook my kind, wat my mond is in jou mond? Wat laat jy my vloek my kind, wat my mond is in jou mond? Wanneer laat jy my kyk my kind, wat my oë is in jou oë? Dink jy ek wil daai pornografiese flieks kyk wat jy kyk?
Dink ek wil al die simpel TikTok video's kyk wat jy kyk? Jy sien, wat doen ons? Waarmee is ons besig, mense? Maar as ek besef ek het 'n heilige God in my en ons streef weer die heiligmaking na wat Brian net ook van gepraat het, dan wil ek nie meer hierdie goeders doen nie. Want ek wil al hoe nader aan my God kom, want ek is op pad na sy troon toe. En dis waaroor dit gaan. So my broer en my suster, waar is jy? Daar is hy. Onthou ons dien nie dooie God nie. Openbaring 1 van 17 en 18 sê, ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood en kyk ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En alle eer gaan aan Jesus Christus van Nasaret. Hy kry al die lof, al die eer, al die dank, al die aanbidding vir die feit dat hy vir my en jou van hy troon af opgestaan het en met sy voete kom loop het. Met sy voete kom loop het. En aan hy kruis gesterf het, sodat ek en jy die ewige lewe kan hê. So wat gee ons vir hom terug? So halfgebakte geloofslewetjie, een voet by my pelle, een voet by die Here, een voet in die wêreld, een voet in die Here, of gee ek alles vir Here? Al is ek tussen my pelle, as ek tussen die familie. Want jy weet, weer eens ons Afrikaners, ek het vir julle oor die naweek gesê, ek wat Tiaan is nie meer 'n Afrikaner nie. Ek is 'n kind van God wat Afrikaans praat. Dis wie ek is. Want my burgerskap is in die hemele, nie meer in Suid-Afrika nie. Want ek het oorgegaan uit my Afrikaner kultuur uit en my Jesus kultuur in. Dis waar ek nou is. Maar as ek dit weet, dan moet ek weet, as ek tussen mense nog steeds is, die oomblik as jy met hulle begin praat, dan gaan hulle sê, ja, daar's 'n tyd en 'n plek vir alles, en dis nie nou tyd vir godsdienst nie. Daai nou al gehoor, nee. Hulle het al met ons almal getraai. As ek, okay, kom ons kyk wat sê die skrif. 2 Timoteus 4 vers 1 tot 4 sê, verkondig die woord, tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en lering, maar daar sal 'n tyd wees, en ons is nou in daai tyd, dat hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraar sal versamel, wat vir hulle sal vertel wat hulle wil hoor. En ek het hier die naweek vir jou gesê, ek kan nie vir jou vertel wat jy wil hoor, ek moet vir jou sê wat jy moet hoor. Want dit is my opdrag, want daar's 'n swaard oor my kop. Want Jakobus 3 vers 1 sê, as ons ander mense leer oor die Here het, sal die leermeesters 'n strenger oordeel ontvang. So daar's 'n groter swaard oor my kop, en oor Brian se kop, as praise and worship leader, en oor Christo, en almal wat hier in bediening is, as enige van die ander mense. So ek staan hier met vrees en bewing, want ek weet, as ek twak praat, gaan my God eendag my sê, ekskuus, wat het jy vir my kinders geleer? So mense, ek moet weet wie ek is in Christus. En ek moet daar nog steeds kan sê, right, verkondig die woord tydig en ontydig. So wanneer is tydig? Tydig is seker woensdag aand by die selgroep, of vrydagoggend by die manne. Wanneer is julle by die manne? Vrydagoggend by die manne bidgroep. Wanneer is ontydig? Die res van die week. By die braai, by die rugby, by die boerevereniging, by die wat ook al. Verkondig die woord, tydig en ontydig. En wat moet jy doen terwyl jy die woord verkondig? Weerlê, bestraf, vermaan. Ja, gaan ou vat my enig aan en sê vir my, nee Jan, jy moet onthou, ons lewe daarom nou in die Nuwe Testamentiese tyd. Ons vermaan mekaar nie meer nie. Sê ek, ekskuus, 2 Timoteus 4 is Nuwe Testament, jy geweet. Jy sien, julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie. So ons moet mekaar vermaan. Hebreërs 3 vers 13 sê actually, vermaan mekaar elke dag, sodat die sonde nie julle harte verraad nie. Jy sien, my broer, as ek weet, jy is besig met 'n verkeerde ding, of my suster, en ek kom sê dit nie vir jou nie, en ek los jou 'n week, as ek dan na jou toe kom en sê, wie is jy om met my te kom praat? Jy sien, jou hart het verhard in die week. Ek moes elke dag in jou tande ingewees en sê, hou op, ja, maar jy judge my nou. Jy sien, moenie my judge nie, want dit is ons die grootste een wat gou mee kom, jy veroordeel my nou. Nee, jy moet dalk weer Matteus 7 gaan lees. Matteus 7 wat sê, moenie oordeel nie, sodat jy nie geoordeel word nie, praat van skyn heilige oordeel. Want dan praat Jesus van die balk in die oog. Hy sê, hoe kan jy 'n splinter uit iemand anders se oog gaan uithaal, as jy nog nie die balk uit jou eie oog uithaal nie? So kom ons sê, ek het 'n balk in my oog gehad van verslawing, van rook of van drank of whatever. En die Here het my vrygemaak. En ek loop in sy autoriteit, in vryheid oor hierdie ding, dan beteken dit ek het die balk van verslawing uit my oog uitgehaal. Nou kan ek na 'n broer of 'n suster toe gaan en sê, my broer, ek sien daar so 'n splintertjie van verslawing daar by jou, kom ek help jou, nee, maar nie my judge, nee, ek judge jou nie, ek het die balk uit my oog uitgehaal, ek is lief vir jou, en omdat ek lief is vir jou, en die Here my vrygemaak het van die balk in my oog, kan ek jou help om my splinter uit jou oog uithaal, voordat dit ook 'n balk word. Jy sien, dan judge ek jou nie, ja, ek kom jou vermaan, ja, ek kom jou help, maar judge jou nie, omdat ek jou lief het, doen ons dit.
En dis waar dit gaan, want ek is in 'n lewende verhouding met 'n lewende God of sê, dis wat julle moet gaan doen. Eintlik my broeders en susters, word kragtig in die Here en hierdie krag van sy sterkte. Want ons kan hierdie nie in ons krag doen nie. Amen. Kom ons bid saam. Vader, in die magtige naam van Jesus, wil ons U loof en prys en eer en aanbid. Want Here, waarlik U alleen is waardig om aanbid te word. Geen ander God behalwe U nie. Geen ander God soos U nie. Maar bo alles ons Abba Vader. 'n Pappa wat lief is vir sy kinders. En Here Jesus, ons lees ook dat die woord sê, ons het U lief, omdat U ons eerste lief gehad het. En daarom kan ons vandag proklameer as die kinders, Vader, ons is lief vir U. Jesus, ons is lief vir U. Heilige Gees, ons is lief vir U. En Here, kom vervul ons harte met daai selfde liefde wat U vir ons gehad het, sodat ons onsself kan lief kry, soos U ons lief het. Want Here, U woord sê ons moet dan uitgaan en ons naaste gaan lief hê soos onsself. Maar die woord gaan verder om te sê ons moet ook ons vyande lief hê. Maar Here, ons gaan dit nie kan doen sonder U liefde nie. Sonder U krag nie. En daarom wil ek vra, Vader, bekragtig elkeen van ons met U bekwaamheid en U autoriteit. Dat ons dit in U krag sal doen, in U autoriteit sal doen, in U naam sal doen en nooit in ons eie naam nie. En as ons uit mekaar uitgaan nou, Here, dat U ons almal sal toemaak met die kosbare bloed van Jesus. Die engele om ons voertuie sal plaas, die engele vooruitstuur om die paaie vir ons gelyk te maak. En dat U self 'n muur van vuur van beskerming om U kinders sal wees. Dat ons almal veilig sal wees, tot ons weer by mekaar kom. En Vader, of dit aan hierdie kant is wat ons mekaar weer sal sien, of aan die ander kant, ons weet, ons wat familie is, sal in alle ewigheid saam met U wees. En ons dank U daarvoor, in die magtige naam van Jesus. Amen. Amen. Baie dankie. Dankie julle.